Vriende, goeiemôre en hartlik welkom by Vader 4 Gemeente se erediens vanoggend. En dis so voorreg om saam met jou in hierdie lydenstyd ook te dink aan die lyding wat die Here Jesus gehad het terwyl hy hier op aarde was. So as voorbereiding ook vir die Paasnaweek wat nader kom, wat sekerlik die belangrikste naweek in elke Christen se lewe behoort te wees. En kom ek en jy sit vanoggend so en dan bid ons saam. Here, vanoggend neem Openbaring 4 ons tot in die hemel. Vir Johannes was daar aan die blou koepel van die hemel 'n deur wat oopgestaan het. En saam met hom deel ons in u grootheid vanoggend. Here, daar in die hemel het 'n troon gestaan en u het self op die troon gesit. Toe Johannes na u kyk, was dit of hy na edelgesteentes kyk wat in wit en rooi lig weerkaats het. Dit laat dink ons vanoggend aan hoe groot u is. Maar ook, Here, het dit ons laat besef dat u oor die godlose sal oordeel, want u is 'n regverdige God. 'n Pragtige reënboog het u troon omraam. En dit herinner ons vanmôre dat u altyd getrou is. Rondom die groot troon wat in die middel staan, was daar nog 24 trone en op elkeen van hulle was 'n leier van die kerk, 24 van hulle. Hulle het dier wit klere aangetree en soos konings 'n goue kroon op hulle kop gehad. Die blitse het geslaan en die donderslae het uit die rigting van die troon gerommel gekom. Die Gees van God het voor God se troon gestaan, gereed om sy werk te gaan doen. Dit het gelyk soos 'n klomp helder ligte wat gelyk brand. En voor die troon was dit of daar 'n see van glas was, glad en stil. En dit laat ons net weer besef, Here, dat niks van die Satan se boosheid, u rustigheid ooit sal versteur nie. Aan die kante van die troon was daar 4 lewende wesens wat niks misgekyk het nie. En hulle het geen geheim daarvan gemaak van hoe groot God is nie. Hulle dank God en basuin uit dat hy vir ewig en altyd sal leef. En dit is dan wanneer die 24 leiers uit eerbied voor u neerval en hulle krone voor u neersit, want u is die enigste werklike heerser, Here. En dan sing hulle in 'n koor: Here, onse God, wie kan so belangrik wees soos u? Na u het hulle almal opgekyk. U is sterker as die sterkste. U het alles gemaak, alles in die skepping is daar, omdat u dit sou wou hê. Dag en nag, sonder ophou het hulle bly sê, heilig, heilig, heilig is God die Here, die een wat mag oor alles het. Hy was nog altyd daar, hy is nou steeds by ons, en hy sal in die toekoms nog altyd by ons wees. Here, ons harte word rustig vanoggend as ons weet, u sit op die troon en u regeer. En saam met al die hemelwesens wil ons vanoggend sing, heilig, 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 heilig is die Here.
it up. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Vriende, wanneer ek en jy in die heilige teenwoordigheid van God is, dan besef ons skuld en ons klein en nietige mens wees. Dawid het gesê, ek is so klein soos 'n wurm, Here. Elke keer as hy in die almagtige God se teenwoordigheid gekom het, het hy besef hoe klein en nietig hy is. Vanoggend was ons ook en is ons in die teenwoordigheid van die heilige God. Daarom kan ons nie anders vanoggend as om ons skuld voor die Here te bely, ons nietigheid voor God te verstaan nie. Ek gaan julle voorgaan in 'n gebed. Maar mag jy regtig vanoggend van hierdie geleentheid gebruik maak om jou skuld en jou sondigheid voor die Here te bely. En vriende, niemand van ons wat vanoggend na hierdie diens kyk of in die kerk sit, kan sê dat ek sondeloos is nie. Daarom het ons almal iets wat ons vanoggend moet bely. Een van ons dosente het een keer gesê, as jy nie weet wat om te bely nie, bely dan maar jou hoogmoed. So kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, ek sit hier voor U met gemengde emosies. Want ek verstaan myself aldag nie. Die een oomblik aanbid ek U, en die volgende oomblik wil ek my vuiste hemelwaarts swaai en vra, waar is U? Gee nie om wat van ons word nie. Amper soos die disippels op die boot, Here, gee nie om as ons vergaan nie. Die een oomblik help ek my medemens met alles in my, en die volgende oomblik kom ek iemand te na. Die een oomblik gun ek my buurman die beste en kry ek hom jammer as hy swaar kry. Maar die volgende oomblik is ek jaloers as dit met hom begin goed gaan, beter as met my. Here, ons verstaan Paulus se woorde, ons wil die goeie doen, maar as ons onsself kry, is ons weer besig met die verkeerde. Maar Here, ons weet nie aldag wie ons is nie. Maar een ding weet ons is U se. Heilige God, niks wat ons doen is vir U geheim nie. Daarom wil ons nie vanoggend onsself kom verdedig, en ons sondes kom goed praat, of onder 'n mat kom invee, of verduidelikings wil gee hoekom ons dit gedoen het nie. Here, ons wil net voor die heiligheid kom staan en smeek. Wees ons genadig, Here, en vergewe ons. Jesus, kom spreek ons vry. Maak ons nuut, gee vir ons oorwinning oor die sondes in U naam. Here, ons kom bely dat ons met 'n gevlekte, sondige kleed voor U staan. Jesus, kom was ons skoon, sodat ons vlekloos voor hierdie heilige God kan kom. Here, U is 'n regverdige God en U straf sonde. Daarom wil ons vanoggend ons sonde voor U kom bely. Vergewe ons, Here. Wees ons genadig. In Jesus naam. Amen. Here, ek vergeet so gauw die woorde en beloftes, en die vuur wat in my hart gebrand het is nou flauw. Met 'n hart vol ongeloof bedink ek aardse wysheid. Vergewe tog my lauwheid, ontvlam my hart se vuur.
Vriende, vanoggend het ons die voorreg dat ons saam gaan lees uit die boek van Lukas, een van die evangelies in die Nuwe Testament, Lukas hoofstuk 4, wat gaan oor die versoeking van Jesus. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. En toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hy alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en hy sê, as u dan die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie eens jou voet in 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, ek weet nie van u nie, maar dit voel vir my asof die stryd in die Christendom net al hoe feller word. En dat daar 'n klomp mense in die wêreld is, wat regtig geestelik aan die slaap is, wat dit net nie raak sien nie. En wanneer ons hierdie mense uit hulle slaap wil wakker skud, dan word hulle vies en sê, maar los ons uit, ons wil net rustig lewe, ons wil nie hierdie goed hoor nie. Uiteindelik, as ons dit nie wil hoor nie, as ons nie 'n gebed en hierdie goed gaan opstaan nie, dan gaan ons dit in ons lywe voel. Die wêreld beklei hard dat menseregte God se woord en sy wet kom overrule, wat beteken dat as ek en jy gehoorsaam is aan die Here se woord en aan sy wette, dat ons vervolg sal word, soos in die tyd van Daniël. Ek weet nie of jy gehoor het, hierdie afgelope week, was dit nou erg in die nuus gewees, dit is al in Februarie wat dit gebeur het. Maar as daar 2 lede van Israel se parlement, wat 'n wetsontwerp wou instel, dat Christene nie oor Jesus in hierdie Joodse staat mag praat nie. En dat wanneer jy oor Jesus getuig teenoor 'n Israeliese volwassene, jy 'n jaar se tronkstraf sal kry, en wanneer jy getuig teenoor 'n kind jonger as 18, dit 'n 2 jaar tronkstraf sal wees. Hierdie 2 mans wat hierdie wetsontwerp wil instel, is 2 belangrike figure in die regerende koalisie wat 64 setels het. Sommer maar nie iemand daaronder wat nou 'n gedruis maak nie, dis 'n leier in die regerende koalisie met 64 setels in die parlement. Woensdag het hulle eerste minister gesê dat hulle dit sal teenstaan. Maar vriende, dis die realiteit waarmee ons leef. Geopende deure het 'n waarnemingslys van lande wat vervolg word, Christene wat in lande vervolg word, en hulle het hulle nuwe statistieke uitgebring. Meer as 360 miljoen Christene beleef vervolging vandag. In die laaste 2 jaar het dit met 20 miljoen mense gestyg. Op hulle statistieke wys hulle in 1993 was daar 40 lande wat vervolging teenoor die Christendom promote het gedoen het. In 2023, hierdie jaar, is daar 76 lande.
Van 40 na 76, van 1993 na 2023. Vriende, Niels het ietsie verlede week gesê, so ek gaan nie weer daaroor praat nie, maar die haatspraak verslag wat gedien het in ons eie land. Waar mense wil hê dat wanneer ek en jy getuig oor ons geloof en oor Jesus, en dit hulle offend, dit hulle menseregte aantas, dat ons vervolg kan word daardeur. Dat wanneer jy met mense die woord van God deel, en dit hulle menseregte aantas, of jy teen hulle diskrimineer, dat jy tronkstraf moet kry. Ek weet nie van u nie, maar meeste van die tyd, wat ek besig is met God se woord, is die Here besig om my menseregte aan te tas. Wat hy wil hê, ek moet meer soos Christus word en nie meer soos die wêreld nie. So wanneer ons die evangelie gaan deel, wanneer ons die woord van God gaan deel, wanneer ons vanoggend vir mense gaan sê, as jy in die heiligheid van die almagtige God wil staan, gaan jy jou skuld moet bely, gaan jy mense se regte aantas, en jy gaan mense teen mense diskrimineer. Punt klaar. Gebeur daagliks en weekliks in my eie lewe, wat die Here my terug wil bring na hom toe. En as ek op my menseregte wil staan, dan gaan God se reg nie in my lewe geskied nie. Vriende, die hartseer is, ons vervolging was altyd van die Islam ekstremiste gewees, van die ouens van ISIS en die Taliban. Vandag is ons vervolging van ortodokse Jode, van die Menseregte Kommissie, en op die Menseregte Kommissie is die bestuur van die Menseregte Kommissie, is daar ouens wat daar sit wat sê, hulle is belyde Christene, en tog vervolg hulle eie Christen gelowige broers en susters. Word wêreldse wette bo God se wette gestel. Die versoeking van die bose gaan al hoe meer in ons lewe voor ons deur kom klop. En daarom dink ek is Lukas 4 so 'n tydige teks vir vandag. Jesus, vol van die Heilige Gees, kom van die Jordaan af, en deur die Gees word hy gelei na die woestyn toe, waar hy vir 40 dae lank deur die duiwel versoek word. Jesus, vol van die Heilige Gees. Vriende, interessant, né, dat mense baie keer vir ons wil laat voel, dat wanneer jy deur 'n versoekingstyd gaan, dat dit juis is omdat jy nie sterk genoeg in jou geloof staan nie, omdat jy nie op 'n goeie plek met God is nie, jy moet. Nee, dit lyk vir my Lukas 4 sê, dis juis wanneer ons vol is van die Heilige Gees, dat die versoekings al hoe meer kom. Dis juis wanneer ons vol is van die Heilige Gees, op 'n goeie geestelike plek is, dat die Here vir ons sê, dit vrywaar jou nie, my kind, van versoekings nie, dit plaas jou eintlik in 'n baie groter posisie, want die bose is nie tevrede met waar jy is nie, want jy's vol van die Gees, en daarom kom versoek hy jou, want hy wil hê, dat die Gees van jy moet vlug. Dis hoekom sy versoeking so fel is op jou lewe. Hy wil nie hê jy moet vol wees van die Gees van God nie. Daarom takel hy jou dag vir dag. Ek dink hierdie teks wil ons leer, God se kinders beleef woestyne. Moenie vanoggend die leuen glo dat wanneer jy deur 'n woestyntyd gaan, dan is dit net omdat jy ongehoorsaam is en omdat jy nie 'n verhouding met die Here het nie. Jesus, vol van die Heilige Gees, word deur die Heilige Gees na die woestyn toe gelei. God het sy volk deur die woestyn gelei na 'n beloofde land toe. Die volk moes vir 40 jaar in die woestyn leef. Jesus het vir 40 dae daar geleef.
Maar die woestyn is baie keer die middelplek tussen wat was en die belofte van God wat kom. Vir die volk was dit van slawerny, moes hulle deur die woestyn beweeg om die beloofde land in te gaan. Vir Jesus was dit sy doop en toe moes hy deur die woestyn gaan sodat sy bediening kon begin. Sodat hy wonderwerke kon doen, sodat hy genesings kon doen, sodat hy kon preek. Maar hy moes eers deur die woestyn na sy doop sodat dit kon gebeur. Vriende, kom ons kyk na die versoekings wat die duiwel op Jesus se pad bring en ek dink dit sê iets van die versoekings wat ek en jy daagliks, weekliks, maandeliks, jaarliks beleef. Die eerste versoeking is waar die duiwel vir Jesus sê, as jy die seun van God is, sê vir die klippe dit moet brood word, want net in die vers voor dit staan dit, dat Jesus vir 40 dae lang niks geëet het nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Jesus is honger, en die duiwel kom en hy sê, great stuff. Sê vir die klippe, hulle moet brode word, jy is mos God. Vriende, wat is die Satan besig om te doen? En in die eerste plek wil hy Jesus laat twyfel in wie hy is en wat sy roeping is. Wat sê die duiwel eintlik vir hom? Jy is eintlik so belangrik soos wat jy dink nie. Want vir 40 dae het jy nie kos gehad nie. As jy so belangrik is en God jou stuur, hoekom het jy nie brood nie? Hoekom sorg hy nie vir jou nie? Hy het vir 40 jaar in die woestyn vir sy volk elke oggend brood uit die hemel laat val. Hy gee vir jou niks. Is jy regtig die seun van God? Is jy regtig die een wat moes kom om redding te bring? As God jou dan so lief het, as jy dan vir God so belangrik is, hoekom het hy nie hierdie 40 dae elke oggend vir jou 'n bietjie manna uit die hemel laat val nie? Miskien is jy nie so belangrik vir God soos wat jy gedink het nie. En as hy daai twyfel saai in Jesus, dan dink hy, goed, nou, as ek twyfel gesaai het, kom ek gee uitkoms, dan sê ek, goed, as jy nou nie so belangrik is vir Jesus nie, vir God nie, en hy het nou nie vir jou hierdie brood uit die hemel uit gegee, die manna nie, jy klein mos, jy sê mos, jy is die seun van God, sê nou vir hierdie klippe, hulle moet brood word, man, wys vir ons, jy is Jesus, doen 'n wonderwerk. Vriende, hoeveel keer het ek nie in my eie lewe al gedink, ag Here, as hierdie mense hier so tart, weet jy wat, laat 'n weerligstraal uit die hemel net hierdie ou raak slaan. Dan gaan die hele wêreld mos weet dat U God is. Here, as die mense hier so tart, Jesus, as die duiwel hier so tart en sê, maak die klippe brood, maak dit brood, die kan, dan sien almal mos U's God. Hoeveel keer het U dit nie miskien ook al gewens dat God net dit wil doen, dat almal kan sien hy's God nie. Vriende, Jesus en God hoef niks te doen om te bewys hy's God nie, hy is dit. Ek hoef niks te doen om te bewys dat ek GJ se ma is nie, ek is sy ma, punt klaar. God hoef nie te bewys, hy's God nie. Jesus hoef nie te bewys, hy's Jesus, deur die klippe brood te maak nie. Hy is dit, hy is die koning, hy is die Messias. Hy is die brood van die lewe. Hoeveel keer wil die bose my en jou nie ook laat glo, jy is nie so belangrik soos wat jy dink jy is nie. Is jy rarig 'n kind van God? As jy hier in hierdie woestyn is en die Here gee nie vir jou manna vanoggend nie, is jy regtig 'n kind van God? Is hy regtig jou God? Is hy so wonderlike God soos wat jy sê, as hy nie vanoggend jou manna uit die hemel uit laat val nie? As jy vanoggend honger is? Vriende, ons leef in 'n wêreld waar mense onder die broodlyn leef. God se kinders onder die broodlyn leef. Hoeveel keer kom die duiwel nie met 'n versoeking na hulle toe om te sê, is jy dan so belangrik vir die Here? Jy het nie vanaand kos gehad nie. Jou kinders het met 'n hongermaagie gaan slaap. Is God dan so great soos wat jy sê hy is? Want weet jy, daar is kinders van God wat honger gaan slaap. Daar is kinders van God wat die laaste paar dae voordat hulle pay kry, nie brood het nie. En dis in daai tyd wat die versoeking kom.
Sou Jesus die klippe brood kon maak? Natuurlik kon hy. Hy het met 5 broodjies en 2 vissies hoeveel mense kos gegee en het nog 12 mandjies oorgebly. Daar was 'n tweede vermeerdering ook van brood gewees. Natuurlik sou hy kon. Sou hy daardeur bewys, hy is die Messias? Nee. Wou God hê hy met klippe brood maak? Nee. Vriende, wat die duiwel eintlik in die eerste versoeking kom doen, is om vir Jesus te vra, hoekom is jy hier? Na hierdie hoogtepunt, jy's gedoop, jy's vol van die Heilige Gees, jy is nou hier in die woestyn, hoekom is jy hier? Is jy so belangrik soos jy dink? Is God so lief vir jou soos jy dink? Is hy so groot soos jy dink? Hoekom is jy hier? Hoeveel keer het die bose my en jou nie al so kom versoek nie? Jy wat nou net van 'n kamp afkom en geestelik so vervul is, hoekom is jy nou hier? Hoekom is jy hier in die woestyn? Hoekom het jy nie kos nie? Hoekom is jy die een wat nie hierdie jaar die salarisverhoging gekry het nie? Wat nie weet hoe jy al jou rekeninge gaan betaal nie? Hoekom is jy hier? Het God jou so lief? En dan antwoord Jesus om uit Deuteronomium uit, Deuteronomium 8 vers 3. Want onthou, Jesus was 'n Joodse seentjie, hy het groot geword en hy het die wette geken, hy het die eerste 5 boeke van die Ou Testament uit sy kop uit geken. So Joodse seentjies groot word. Hy het Deuteronomium uit sy kop uit geken en daarom haal hy aan in Deuteronomium 8 vers 3. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Vriende, Jesus haal 1 vers aan, maar wat het Jesus wanneer hy daai vers aanhaal? Hy ken die hele Deuteronomium 8 wanneer hy daai vers aanhaal. En wat sê Deuteronomium 8 nog? Daar staan, hy het jou laat honger ly en toe met manna gevoed om jou te leer dat jy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Die Here het jou honger laat ly sodat jy kan leer om te leef uit God se mond en uit God se woord. Wat antwoord Jesus die duiwel eintlik? Hy sê, weet jy wat, hoekom is ek hier? Want God is besig om my iets te leer. God is besig om my te vorm, sodat ek my roeping kan gaan doen. Ja, ek's vol van die Gees. Ja, ek het 'n hoogtepunt gehad. En ja, ek is in die woestyn en hoekom is ek hier? Want God leer my en God vorm my hier om my roeping te kan vervul. Daarom dat Jesus ons ook leer om te bid in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vriende, die tweede versoeking wat die duiwel op Jesus se pad bring, is hy sê, ek sal jou help om die koning te wees. Die duiwel weet, Jesus het gekom om God se koningskap aarde toe te bring vir mense. Vir heidene, vir Grieke, vir Jode, vir slawe, vir vrymense, vir mans en vir vrouens wat nie Jode is nie. Jesus het gekom om God se koningskap vir hulle te bring. Hy weet dit. En dis kom hy vir Jesus sê, weet jy wat, ek gaan jou help om koning te wees. Jy het mos gekom om koning te wees en reg en geregtigheid te bring, so ek gaan jou net help om daai koning te wees, vinniger, makliker. Weet jy wat, jy het nie God in sy plan, sy langdradige plan nodig nie. Ek sal dit vir jou vinnig gee. Vriende, wat wil die duiwel doen? Hy wil skeiding tussen Jesus en die Vader bring. Jy het nie God nodig hiervoor nie. Ek sal jou die koning maak. En dan is jy God. Ek wil amper sê, hy is klaar God, maar was dit nie waarmee die versoeking gekom het vir Adam en Eva nie? God wil nie julle moet hiervan eet nie, want dan is julle soos hy, dan is jy God. Die duiwel sê vir Jesus, dan is jy God, dan is jy die koning en jy is God, dan regeer jy. Vriende, hoeveel keer kom die versoeking nie, dat ek en jy oor ons eie lewens moet regeer, en nie God se pad moet loop nie.
Hy sê, ek gaan vir jou die kort paadjie gee, die maklike pad. Kniel net voor my, dan het jy al die roem en die eer wat jy wil hê. Gaan nie vir Jesus oor die roem en die eer net vir hom gegaan, dis hoekom hy gekom het om sy lewe te gee, sodat mense God kan ken. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het dit nie vir hom gegaan oor die roem en die eer nie, die bose het dit mis. Vir hom gegaan daaroor dat hy kom, sodat God die koning van hierdie mense kan wees, wat verlore is. Jesus antwoord hom uit Deuteronomium 6, vers 13. Weet jy wat? Dat mense net God alleen, dat mens net God alleen mag aanbid en mag dien. Vriende, wat sê daai teks verder? Die teks sê, dis waar die Here self praat, en dan sê hy, ek sê jou bring in die land wat ek beloof het aan jou, jy moet my eer en dien en my pad loop. Die Here sê vir hulle in Deuteronomium 6, ek gaan julle bring in daai beloofde land, maar julle moet my pad deur die woestyn loop. Julle moet my dien en eer en doen wat ek sê. As die wolk trek, dan trek julle, as die wolk staan, dan staan julle, dan slaan julle kamp op. My pad, sê die Here vir hulle in Deuteronomium 6. Jesus sê, wanneer hy hierdie teks in Deuteronomium 6 vers 13 aanhaal, dan sê hy vir die bose, weet jy wat, jy wil kort paadjies loop, ek kies om net God alleen te aanbid en te dien. Ek kies om te sê, ek loop God se pad. God se pad. Jesus het geweet dis die moeilike pad. Hy het geweet dis die pad na die kruis, na sonde, want ons sonde is op hom. Hy het geweet dis die pad van dood, van 'n graf. Hy het dit geweet. Maar wat sê hy? Ek kies God se pad bo jou kort paaie, Satan. Vriende, die duiwel kom gereeld met versoekings na my en jou toe. Dis mos die einddoel, dis wat God vir jou sê wat jy moet doen. Ek het kort, maklike paadjies vir jou. Jy hoef nie God se lang pad te loop nie. Hoekom wil jy vir 40 jaar deur die woestyn loop? Kniel net voor my en ek gee dit vir jou so. Instant. Die Here het vir jou gewys, jy gaan die leier van hierdie maatskappy word. Maar weet jy wat, God het 'n lang pad vir jou soontoe. Slaap net saam met die baas. Dan jy môre daar. Hoekom wil jy vir 20 jaar jouself opwerk, as jy net vir 3 aande saam met die baas kan slaap? Jou man verneek, jou vrou verneek, wat maak dit saak? Dit mos die einddoel wat ons in plan het, en dit was God se einddoel vir jou. Hy het dit mos vir jou gesê. Jy sien, die duiwel se kort paaie doen alles wat die Here vir ons vra om nie te doen nie. Aanbid my. Wat is aanbid my? Doen sonde. Lieg, steel, egbreek, wetywer. Die derde versoeking wat die bose voor die Here Jesus kom neerlees om te sê, God gee ons beloftes in sy woord, neem hom op sy woord. Spring jy af en laat die engele jou vang. Hy sê dan Psalm 91, hy gaan sy engele stuur om jou te vang, dat jy nie eens jou voet teen 'n klip stamp nie. Staan op God se beloftes, toets die Here. Sy laaste versoeking is om te sê, manipuleer God met sy woord. Probeer baas speel oor God, asof God aan jou behoort, en sy woord aan jou behoort. Terwyl ons weer is andersom, vriende. Ek en jy behoort aan God, en hierdie woord wat hy vir ons gee, dis sy woorde, sy asem vir ons. Die duiwel sê, wees onverantwoordelik en gaan staan dan op God se woord. Spring jy af en dan sê jy, Psalm 91 sê, wat sê die duiwel eintlik? Vat Psalm 91 en hou 'n geweer teen God se kop en sê, doen wat ek wil, want jy het mos die belofte in jou woord gegee vir my.
Ek gaan doen wat ek wil, maar dan is Psalm 91 my geweer, Here, dan moet U doen wat ek wil hê U moet doen, want dit staan in die Bybel. Vriende, God se woord en sy beloftes is nie 'n geweer waarmee ons God kan dreig en manipuleer nie. Maar dis wat die bose wil hê dit moet wees. Ek het die mooiste beeld van iemand gehoor wat eendag gesê het, dit is soos 'n klein dogtertjie of seentjie, klein kindertjies, né? As hulle by daai myne stadium kom, dan sit myne pop, myne karretjie, myne bersie, myne sweeties, wat ook al, né? En as ons hierdie versoeking lees, is dit asof die duiwel vir Jesus wil sê myne God. God behoort aan my en ek kan hom rule. Al wat ek moet doen is ek moet sy woord gebruik om hom te manipuleer. Dit is eintlik presies wat die bose besig is om te doen met Jesus, né? Hy sê, hierso, dis tekste, die Bybel sê ons dit, die Bybel sê ons dit, die Bybel sê ons dit, hier is die geweer, ek wil jou skiet, en dan sê Jesus, nee, hou bietjie vas. Bybel is nie 'n geweer teen God se kop nie. Bybel is die lewende asem van God. Jesus antwoord hom uit Deuteronomium 6 vers 16. Moenie die Here jou God op die proef stel nie. Moenie die Here jou God op die proef stel nie. Moenie God tart nie. Moenie God probeer manipuleer nie. Soos daai teks in Deuteronomium 6 vers 6 lees, ons moet 'n bietjie verder lees as net daai verse, né? Hy het dit aangehaal, want hy het geweet, die bose weet ook waarvan praat hy. Maar moenie die Here jou God op die proef stel, en wat staan verder in daai sin? Soos by Massa nie. Wat het by Massa gebeur? Jy moet so 'n bietjie gaan lees, daar in Eksodus 17 vers 1 tot 7 lees ons, dis waar die volk mos by die rots kom, né, en waar hulle murmureer en kla, want hulle het nie water nie, en dan sê die Here vir Moses, vat jou kierie, vat jou stok, en slaan teen die rots, sodat daar water kan uitkom. En dan gebeur het, en dan noem hy die plek Massa, of Meriba. Wat beteken dit? Want die Israeliete het met die Here rusie gemaak, en sy geduld op die proef gestel, dit staan so, dis wat dit beteken. Jy het God se geduld getoets. Ons lees 'n tweede keer in Numeri 20. Moses is weer by Meriba, by Massa, né? Weer by die rots. Hulle kla weer, hulle het nie water nie. En dan sê God vir Moses, Moses, hierdie keer moet jy saggies praat met die rots. Maar wat doen Moses? Moses luister nie na God nie. God se woord word die geweer. Die Here moet nou doen wat ons sê. Nie ek moet doen wat God sê, dan word die belofte waar nie. Maar die Here moet doen wat ek sê, dan word, die Here moet sy beloftes waar maak, maar ek sê hoe dit moet gebeur. En dan gaan Moses en Aaron na die volk toe, en hoor wat sê hulle, moet ons vir julle water laat uitkom. Giet. Moses, wanneer gaan jy dit leer? Dis nie jy nie. Dis nie jy nie. En dan slaan hy die rots 2 keer. Die Here het nog steeds vir die volk water gegee. Maar wat sê die Here vir Moses en Aaron? Omdat julle nie gehoorsaam is nie, sê julle nie die beloofde land sien nie. Jesus antwoord die Satan, jy mag die Here jou God nie op die proef stel, soos by Massa nie. Jy kan nie sê, Here, jy moet dit doen, want hier is die geweer nie. God sê, doen dit so, sodat die belofte kan gebeur. God sê vir Moses, ek sal vir julle sorg. Moses, slaan die rots, ek sal sorg. Dan gebeur dit. Moses, praat met die rots, ek sal sorg. Maar nee, Moses wil slaan. En dan wil hy die geweer teen God se kop hou, want hy het gesê, hy sal vir ons sorg. Hy het 'n belofte gegee, ons staan op die beloftes. Vind hoeveel keer is daar wat ek en jy ongehoorsaam is aan die Here, maar 'n geweer wil, die Bybel as 'n geweer wil gebruik om te sê, maar Here, nou moet u sorg, want u dan nou beloftes in die woord gegee. Moenie die Here tart en op die proef stel nie.
Jesus kom leer ons eintlik U pad, U wil, Here. Dis hoe kom hy ons ook in die Onse Vader gebed leer, bid, mag U wil geskied. Vriende, Jesus het deur al hierdie versoekings gestaan en hy kom leer my en jou vanoggend hoe om deur die versoekings van die bose te kom staan. Hoe om daardeur te staan as die bose vir my en jou sê, wow, kom is jy hier na hierdie hoogtepunte, kom is jy hier, is God regtig so lief vir jou, is jy regtig so belangrik, is die Here regtig so amazing God soos jy dink? Ja, hy is, want hy is besig om my te leer en te vorm vir die beloofde land, vir my roeping wat op pad is. Weer 'n groot versoeking, waar hy baie keer vir ons sê, dis mos wat God gesê die einddoel is, kom ons vat die kort paadjie, die maklike pad. Nee, Jesus het my geleer, kom ek loop God se pad. Al loop die pad langs die kruis en die graf verby, God se pad. En die derde versoeking wat ek dink ons almal beleef, is dat ons wil staan op die beloftes van die woord. Dis tog so heilige versoeking, né? Die Here te neem op sy woord. Maar dan sê Jesus, vir my om God te neem op sy woord, moet ek doen wat God van my vra. Dis nie die geweer waarmee ek God manipuleer nie. Hier is die asem waarmee God lewe gee, as ek doen wat hy vra. Vriende, hoe kon Jesus staande bly? Ek dink daar was twee goed. Hy was vol van die Heilige Gees en hy het die Bybel geken. Hoe gaan ek en jy staande bly deur die versoekings van die bose, deur vol te wees van God se Gees, wat hy uitgestort het oor ons, en om sy woord te ken. Amen. Here, hoeveel keer beleef ons nie dieselfde versoekings nie? Leer ons en vorm ons, Here. Help ons om nie 'n geweer teen die kop te wil hou deur die woord te gebruik nie, maar om vanoggend te sê, ek is God se en hierdie woord is sy asem vir my, sodat wanneer ek doen wat hy sê, ek 'n lewe in oorvloed kan hê. Maak my gehoorsaam aan die woord, Here. En dan kom bid ek ook, Vader, mag U koninkryk kom. Mag ek U pad stap, Here. Here, dankie vir die Gees wat ons kom vul het. Dankie dat ons vol is van die Heilige Gees. Dankie dat U ons vervul met die volheid van U Gees. Help ons, Here, om die Gees ten volle toegang tot ons lewe te gee. En dan, Here, help ons in elke versoeking wat hierdie week mag kom. Ek bid, Here, bewaar ons van die vervolging. Openbaring het gesê, in die laaste dae sal die vervolging net al hoe feller word. Daarom wil ek uitroep, Maranatha, kom, Here Jesus. Amen. Vriende, U is welkom om saam met my hierdie volgende lied te sing. 'n Lied waarin ons gaan bid. Here, gee ons daaglikse brood. Laat U koninkryk kom en mag U wil geskied. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skade net soos ons vergewe
Vriende, is welkom om ook u dankoffer te gee deur 'n EFT te doen in ons bankrekening. En dis dieselfde as al die vorige kere in die naam van NG Vadervuur, dis 'n Absa rekening, 'n chequerekening en die rekeningnommer is 053 058 0032. 053 058 0032. Ek wil sommer uit my hart uit ook dankie sê vir elkeen van u wat op 'n besonderse manier gehelp het met ons noodfonds, wat geld inbetaal het daar, wat vir ons klere gebring het, wat vir ons huisware gebring het. Elke keer as mense daar stop en hulle het niks in hulle huis en ons kan hulle help, en hulle het nie klere nie en ons kan vir hulle gee, het my hart warm geword om te weet dat Vadervuur 'n verskil gemaak het in 'n chaostyd in ons omgewing. So ek wil sommer net vandag vir elkeen van julle baie dankie sê dat julle ons help om die gemeenskap in ons eie gemeente te kan dien en te kan help, of te kan bedien en te kan help. Vriende, ons is diensknegte, en dis waarvoor die Here ons geroep het, né, om diensbaar te wees vir sy koninkryk. So ek wil graag die seën oor die uitspreek. Mag jy hierdie week instap, ons het 3 weke en Sondag wat kom is Palm Sondag. Mag jy hierdie week instap met die weet as die versoekings op jou pad kom, dat Jesus dit oorwin het en dieselfde krag wat hom uit die doodheid laat opstaan het, is die krag wat in my en jou is. En dis dieselfde krag, die volheid van die Heilige Gees wat gemaak het dat hy vir die 40 dae in die woestyn deur die versoekings van die lewe kon kom. Daarom sal ek en jy dit kan doen omdat ons die volheid van die Gees in ons het. Weet dat die Vader voor jou sal uitloop hierdie week, dat hy vir jou genoeg genade sal gee vir wat ook al op jou pad kom. Mag jy weet dat Jesus se oorwinning jou oorwinning geword het en dat daardeur sy wonde vir ons genesing en hoop gekom het. En mag ek en jy weet in hierdie week wat kom, dat die volheid van die Gees ons sal lei, sodat God se wil en sy koninkryk ook in ons lewe mag kom. Amen.